Goeiemôre, ek lees vanoggend vir ons 3 skrifgedeeltes uit Efesiërs in die Afrikaanse 2020 vertaling. Die eerste gedeelte is Efesiërs 1 vers 3 tot 23. Hierdie is die woord van God. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo elke enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Die volgende gedeelte is Efesiërs 4 vers 15 tot 16. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. Die laaste gedeelte is Efesiërs 5 vers 22 tot 32. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê,
soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met die water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vrouens soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Dis hy, goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker om saam met julle te wees en van my kant af ook baie welkom aan elkeen van julle wat hierso is, en besonder die van julle wat besoekers is en wat saam met ons is vir die eerste keer, of wat so bietjie saam met ons Ligpunt ook uitkyk. Dis vir ons lekker dat julle hierso is. My naam is De Wet, ek is een van die ouderlinge hier by Ligpunt. Hierdie naamplakkers wat hulle hier uitgedeel het vanoggend is een van die beste idees wat Ligpunt nog gehad het. Dit help ons om mekaar beter te leer ken en te weet wie die mense in ons kerk is. En dit is wat ons vandag oor gaan praat. Ons is besig met hierdie laaste sessie van ons reeks Dieper. Ons het dit begin as 'n reeks wat ons as 'n kerk gedoen het in die week, soos ons bymekaar gekom het. En ons het die laaste 3 sessies daarvan afgesluit hierso, en dis die laaste een wat ons vandag doen. En in hierdie sessie het ons aan die hand van die boek You Are a Theologian gekyk na die groot waarhede oor wie God is. Ons het gekyk oor wie die God van die heelal is, maar wie die God van ons redding is en die God van die kerk is. En hierdie groot waarhede het ons gekyk nie net sodat ons gedagtes kan volmaak van goeie kos vir ons koppe nie, maar ons het dit gedoen sodat ons harte kan transformeer deur daai waarhede. Sodat ons kan leer hoe ons God beter lief kan hê. En in die boek sê hulle, the heart cannot love what the mind does not know. En so ons wil verstaan die waarhede oor God, soos hy dit aan ons openbaar het uit sy woord. En vanoggend kyk ons na hierdie spesiale waarheid van die kerk. Wat die kerk is, wie die kerk is, en waarvoor die Here dit bedoel het. En ons gaan dit doen aan die hand van 3 vrae. Maar voor ek daarby kom, laat ek vir ons bid, en laat ek die Here vra om werklik hierdie waarheid vir ons vandag in ons harte in te plant, en vir ons op 'n nuwe manier tuis te bring. Vader, hierdie is u kerk, ons is u mense, hierdie is u woord, en ons weet u Gees is hierso op 'n oggend soos hierdie. En daarom is ons versoek eenvoudig op hierdie oggend dat u die goeie werk sal doen wat u doen deur u woord en deur u Gees, dat dit u in ons harte sal doen en 'n nuwe werk sal doen en ons harte sal transformeer sodat ons meer sal dink soos u, maar dat ons ook harte sal hê wat meer lief sal hê soos u het. Ons bid en vra dat u dit sal doen sodat ons lewens sal wees wat waardig is van u glorieryke en u verheerlikte en u lieflike naam. Amen. 2000 jaar gelede het 'n klein groepie Jode bymekaar gekom en gewag. Hulle 10 dae van tevore gesien hoe hulle rabbi opgevaar het voor hulle oë na die hemel toe, en hy het vir hulle instruksie gegee. Hy het vir hulle gesê, wag in Jerusalem tot julle die krag sal ontvang van my Gees, sodat julle die getuies sal wees
van my tot op die eindhoeke van die wêreld. En op Pinkstermôre, toe so 120 van hulle bymekaar was, bietjie minder as wat ons is vanoggend, toe het die Gees in krag neergekom. En hulle het met vrymoedigheid begin verkondig die goeie nuus van Jesus. En op een dag is 3000 mense tot bekering gebring, wat gedoop is en wat ingebring is as deel van hierdie mense. 'n Paar dae later het hulle gegroei tot 5000. En 'n beweging het begin wat niemand kon stop nie. Maar soos hierdie getalle gegroei het, het die vervolging ook toegeneem. Eerste van hulle eie mense, van die Jode, en later deur die magtige Romeinse ryk, wat hierdie mense gearresteer het, hulle in tronke gegooi het, hulle gesleep het in die arenas in, hulle voor wilde diere gebring het, wat hulle aan die brand gesteek het. En hierdie mense was magteloos, hulle het geen wapens gehad nie, hulle het geen weermag gehad nie, hulle het geen politieke stem gehad nie. Al wat hulle gehad het, was lewens en woorde wat verkondig, Jesus leef. En die ironie was, hoe meer hulle vervolg is, hoe meer het hierdie gemeenskap vermenigvuldig. Soveel so, Ligpunt, dat soos ons vanoggend hierso sit 2000 jaar later, is ons deel van daai storie. Is ons 'n plaaslike voortsetting van daai beweging hierso in Pretoria. En dit is wat ons gaan kyk na vanoggend, hierdie fenomeen van kerk en kerk wees. En ons gaan dit doen aan die hand van die 3 vrae wat ek genoem het. So in die eerste plek kyk ons na, wie is hierdie kerk? Nou, ek dink meeste van ons weet dit, maar kerk is nie 'n gebou nie, né? Ek dink baie mense in die wêreld dink kerk is 'n gebou, maar kerk is hierso, wat ons hierso sien, die mense. Dit kom van die Griekse woord ekklesia, wat eenvoudig beteken bymekaarkoms, samekoms van mense. En dis deur die goeie nuus van Jesus, die evangelie, dat die kerk nie net aan God behoort nie, dit het ons in die laaste 2 weke weer van herinner geword, maar dat ons ook behoort aan mekaar, ons is saamgebind aan mekaar in hierdie kerk. En daar's iets soos 'n universele kerk van Jesus. Dis die kerk wat oor alle tye bestaan het, van 2000 jaar gelede tot nou toe. Dit strek uitwaarts tot elke volk en elke nasie en elke kultuur. Dit strek ook terug na al die vorige generasies van gelowiges. En dit strek vorentoe na al die toekomstige generasies van Christene. En die kerk, vriende, weet nie of julle al so daaraan gedink het nie, maar die kerk is die enigste aardse instansie wat vir ewig gaan bestaan. Ander instansies kom en gaan, maar die kerk van Jesus bestaan vir 'n ewigheid. Dis ook die enigste instansie wat geen van sy lidmate aan die dood afstaan nie. Jy verruil net jou tuiste. En ons Ligpunt is 'n plaaslike vergestalting van hierdie groot universele kerk van Jesus in hierdie spesifieke plek in hierdie spesifieke tyd. Ons is die saamgebringde mense van God wat hier op 'n Sondag bymekaar kom, maar ons kom ook op ander tye en ander plekke bymekaar as sy mense. Nou, wat is dit wat ons so saambind? Wat is dit wat ons hier saambind? Vriende, dis die goeie nuus van Jesus. Dis die evangelie wat ons saambring. Dis hoekom die kerk in sy hart 'n evangelie gesentreerde mense is. Die kerk word baie keer beskryf aan die hand van 'n illustrasie. Die kerk is soos 'n boot, soos 'n groot lewensreddingsboot wat vaar op die see van die wêreld en God se oordeel oor hierdie wêreld wat in sonde vasgeval is. Nou, die evangelie in daai illustrasie is soos die tou wat uitgegooi word uit hierdie boot en wat mense inbring in hierdie familie van God en in hierdie lewensreddingsboot in. Daai tou is die krag van God wat ons red uit hierdie waters van God se oordeel, en dit gebeur deur geloof in Jesus, in die goeie nuus van wat hy vir ons gedoen het, die feit dat hy vir ons dood gegaan het aan die kruis, dat hy vir ons die reg perfekte lewe eers gelewe het en toe het hy gesterf in ons plek, maar hy het ook opgestaan. En dis hoe ons deel word van hierdie kerk. Ek lees net vir ons weer 2 verse wat vanoggend vir ons gelees is, daar in Efesiërs 1 vers 13 en 14. Ek lees dit vir ons in die Engels. Hy sê, in him you also, when you heard the word of truth,
the gospel of your salvation and believed in him were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. Vriende, so die evangelie is die tou wat ons inbring in hierdie lewensreddingsboot, maar die evangelie is ook die kos wat ons eet op hierdie boot. So dis die kos wat ons lewendig hou, soos ons lewe saam doen op hierdie lewensreddingsboot. Die kerk se daaglikse brood is God se woord. En die evangelie is die fokuspunt van God se woord. Dis die lewensbloed van die kerk. Deur sy woord stig hy ons, bou hy ons, versterk hy ons en groei hy ons gesamentlik tot sy beeld deur sy gees. So die kerk is 'n woordgesentreerde mense. Maar as ons aanhou met hierdie illustrasie van die boot, dan is die evangelie nie net die tou wat ons inbring nie, dis nie net die kos wat ons eet nie. Die evangelie is ook die ding wat ons op hierdie boot vier. Elke byeenkoms van gelowiges is 'n viering van die evangelie, van die rede hoekom ons hierso is, hoekom ons hier by mekaar kan wees. Die evangelie is ook die ding wat ons vier met die enigste 2 sakramente wat die kerk het. In die eerste plek die doop, wat 'n eenmalige viering is van hoe ons ingekom het in hierdie boot, in hierdie lewensreddingsboot wat die kerk is. Maar in die tweede plek is dit ook die viering wat ons doen met nagmaal, né? Soos ons by mekaar kom gereeld, die brood breek, en onthou dat Jesus se liggaam vir ons gebreek is, vir ons sondes, dat sy bloed gevloei het, om die nuwe verbond vir ons te verseël en ons deel te maak van sy mense. En ons doen daai om te onthou dat dit was Jesus en sy werk vir ons. Maar ons doen dit ook as 'n herinnering dat hierdie die ware kos is wat ons aan die gang hou, wat die ware kos wat ons op hierdie boot gaan voed tot die dag wat ons hierdie maaltyd weer gaan hê saam met Jesus in sy koninkryk. Vriende, maar as ons hierdie illustrasie van die boot nog 1 stapie verder vat in die evangelie, dan kan ons ook sê dat die evangelie is ook wat die struktuur van hoe ons lewe doen op hierdie boot vorm. So aan die een kant is die kerk 'n eenvoudige, plat, organiese struktuur, sonder 'n hiërargiese piramide struktuur soos 'n maatskappy. Daar's nie 'n CEO en dan het ons al ouens onder hom en dan het ons hierso onder 'n paar mense wat al die werk doen nie. Nee, die kerk is 'n plat struktuur. Ons is almal lidmate van die kerk. En die enigste ding is dat onder hierdie lidmate is daar party lidmate wat geestelike leiding gee, ouderlinge in 'n kerk, en hulle is altyd 'n pluraliteit van ouderlinge. So dis nooit net een persoon nie, dit is 'n pluraliteit van ouderlinge. En dan is daar ander lidmate wat geïdentifiseer word as mense wat 'n spesiale gawe het om na praktiese behoeftes van hierdie kerk om te sien. Dis diakens. En so dien die diakens, die ouderlinge, as mede-lidmate die kerk. So dit is 'n plat struktuur, maar daar is 'n ander sin waarin hierdie kerk die mees hiërargiese stelsel is wat jy jouself kan verbeel. Want bo op hierdie plat stelsel, hierdie plat organisasie, is daar 'n koning. Nie net enige koning nie, maar die opgestane, verheerlikte koning Jesus, aan wie die hele kerk behoort. Hy alleen is die hoof van die kerk. Hy is die oppergesag en hy is die absolute heerser, en hy het sy mense vrygekoop met sy eie bloed. Ons behoort aan hom. En die woord leer ons dat hierdie koning sal sy kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie kan teenstaan nie. Vriende, ek dink wanneer ons as 'n kerk enige van hierdie waarhede begin verkeerd kry, en wanneer ons hierdie dinge begin op 'n verkeerde manier interpreteer of leef, dan is dit wat 'n kerk begin skeef trek in sy lering en in sy lewe. Dan is dit soos ouens wat in die kerk sit met 'n boor en gate in die bodem van hierdie boot in boor. En soos die water in hierdie lewensreddingsboot inkom, dan is jy in gevaar om sy bestaansreg te verloor. En dit kan op baie maniere gebeur, en ek wil nie hierop ingaan nie, maar dit kan gebeur as 'n kerk gebou word, in plaas van as lidmate en as 'n pluraliteit van leierskap, as dit gebou word rondom een persoon, een persoonlikheid,
Of wanneer 'n kerk nie meer onder die direkte gesag van God se woord staan nie. Met ander woorde, God se woord is nie meer die autoriteit wat die laaste seggenskap het nie. Of eenvoudig baie keer as 'n kerk net die evangelie, die goeie nuus van Jesus, nie meer as die sentrale waarheid van kerkwees hou nie. En dan is dit so dat 'n kerk kan in gevaar wees om sy bestaansreg op te gee. Dit bring my by ons tweede vraag. Waarvoor bestaan die kerk dan? En ek wil dit eenvoudig sê in 3 woorde. Die kerk bestaan vir God, die kerk bestaan vir mekaar en die kerk bestaan vir die wêreld. En dit is belangrik om daai volgorde reg te kry, want in die heel eerste plek bestaan die kerk, ons, vir God. Ons bestaan om hom te verheerlik, om in sy teenwoordigheid te lewe, om sy kosbare mense te wees, wat hom geniet, wat hom waardeer vir alle ewigheid, vir sy glorie. In ons skriflesing vandag het Paulus hierdie brief aan die kerk in Efese begin met hierdie glorieryke roeping van die kerk. Hy het weer vir ons lees daar, hy praat hier oor die kerk, hy sê, as mense gekies deur hom, voor die grondlegging van die wêreld, en in liefde bestem vir homself, as aangenome kinders volgens sy wil, en tot lofprysing van sy glorieryke genade, waarmee hy ons geseën het, in sy geliefde seun Jesus. Vriende, in die tweede plek, bestaan die kerk vir mekaar. Ons bestaan om 'n versoende mense te wees, wat in Jesus en deur sy evangelie saamgebind is, om mekaar lief te hê, om mekaar te dien, en om mekaar te bemoedig. In Johannes 13, die aand voor Jesus gekruisig is, praat hy met sy disippels, en hy sê vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, en soos ek julle lief het. Dis nogal 'n mondvol, veral omdat die dag na hy dit gesê het, het hy aan die kruis gehang, vir hulle om daai liefde te demonstreer, soos hy in hulle plek, en in ons plek, die straf en die oordeel vir ons sondes geneem het. En dan in die derde plek, bestaan die kerk vir die wêreld. So die kerk bestaan om 'n getuie te wees en 'n rigtingwyser vir hierdie wêreld, na wie God is. Dit is hoe ons hierdie wêreld die beste lief kan hê, deur die goeie nuus van Jesus vir die wêreld voor te hou en te verkondig. En dit was op die einde van die dag ook Jesus se groot opdrag, né? Matteus 28 sien ons Jesus se opdrag aan sy disippels was gewees, gaan en maak disippels van al die nasies en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. So gaan uit na die wêreld toe. Vriende, ek wil hierdie 3 rigtings van die kerk se bestaan vir ons bietjie meer prakties maak, en ek doen dit aan die hand van ons derde vraag. En die derde vraag, kan julle kyk saam met my, vra ons, hoe lyk die kerk? En ons gaan kyk na hierdie 3 rigtings vir God, vir mekaar, vir die wêreld, aan die hand van 4 metafore of 4 prentjies wat die Bybel self gebruik om vir ons te wys wie die kerk is en hoe hierdie kerk lyk. Daar's ander prentjies ook, maar ek gaan op 4 van, ek dink die belangrikste prentjies fokus vir oggend. En hier gaan ons meeste van ons tyd spandeer. So kyk saam met my na die eerste prentjie. Die eerste prentjie is die kerk as familie. In Efesiërs sien ons dat elke gesin en elke familie kry sy oorsprong uiteindelik by wie God is. Die woord leer vir ons, God was nog altyd 'n vader, wat nog altyd 'n seun gehad het, en dat daai verhouding bepaal ons verhoudings. En die verbasende ding is eintlik dat ons sien in Jesus se aardse bediening, soos hy met sy disippels omgaan, nooi hy hulle in om deel te hê aan hierdie verhouding. Hy nooi hulle in om sy vader ook hulle vader te noem. Jesus leer hulle om te sê, wanneer hulle bid, moet hulle sê, ons Vader wat in die hemel is. En dan sien ons hierdie
Ag, hierdie pragtige prentjie, toe Jesus klaar opgestaan het uit die dood uit, en Maria is na die graf toe gehardloop, en sy is op soek na hom, en uiteindelik draai sy na hom toe, en sy erken, hierdie is Jesus, hy het opgestaan, en wat sy doen is, sy klou aan hom vas. Sy wil nooit weer van hierdie Jesus laat gaan, wat dood was 3 dae tevore nie. En so sy aan hom vasklou, kyk Jesus na haar, en hy sê vir haar, Maria, jy hoef nie so aan my vas te klou nie. Jy hoef nie so aan my vas te klou nie, want ek gaan terug na my pa, wat nou ook julle pa is. Ek gaan terug na my God, wat nou ook julle God is. Vriende, dit is goeie nuus in die ekstreme. Ons word aangeneem as kinders van die lewende God. Volgens sy wil, hy het ons gekies, sodat ons ingebring kan word tot reg in die familie van God. En hierdie is ek het gepraat van metafore en beelde aan die begin, maar hierdie is nie net 'n beeld nie, hierdie is die realiteit vir elke Christen en vir die kerk. 1 Johannes 3 sê dit so, hy sê, kyk, watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, en ons is dit inderdaad. Ons het 'n gesegde in Afrikaans, wat sê, bloed is dikker as water. Dit beteken, vir die wat jonk is, miskien dit nog nie gehoor het nie, dit beteken dat jou familie bloedbande is sterker as jou ander bande in die lewe, jou vriendskappe en dinge, daar's iets meer heg daaraan. Maar vriende, ek wil vir julle sê, Jesus kom leer ons dat gees is dikker as bloed. Ek wil julle rondom julle kyk. Besef jy dat jou geestelike familie, hierdie mense, saam met wie jy hierso sit, is die enigste familiebande wat jy aan die ander kant van die dood gaan hê. En hierdie voorreg, vriende, beteken dat die kerk gekenmerk moet wees as 'n familie wat 'n liefde het vir God ons Vader, wat ons hemelse Pa liefhet omdat hy ons syne gemaak het, maar ons het ook 'n liefde tussen mekaar as broers en susters. En ons het mekaar lief op 'n manier wat vir die wêreld moet wys dat dit 'n ander liefde is. Dis 'n liefde wat Jesus vir ons het. En dis hoekom die Nuwe Testament een van die mees konsekwente, indien nie die mees konsekwente en gereelde oproep en opdrag is dat Christene mekaar moet lief hê. Die Bybel ken nie iets soos 'n Christen wat nie 'n broer of 'n suster lief het nie. In 1 Johannes 4 sê die woord, as jy God lief het, sal jy ook jou broer en suster lief hê. Dis die natuurlike manier, as jy vir God lief het, dan moet jy die res van die familie lief hê. Nou ek moet sê hierso, net om dit duidelik te maak, dit beteken nie dat Christene se verhoudings perfek gaan wees nie, nee. Dit beteken nie dat Christene se verhoudings sonder probleme en sonde gaan wees nie. Ons is sondaars wat gered is. Maar in die krag en in die genade van God kies ons om mekaar lief te hê en om die eenheid te bewaar in daai liefde van hierdie familie. En as ons dit doen, dan laat ons toe dat die liefde van God, 'n magdom van sonde wat dalk tussen ons mag wees, toesmeer, wegwas en met die bloed van Jesus versoen. Vriende, hierdie liefde bind ons saam oor alle grense heen. Geen nie om of ons verskillende sosio-ekonomiese klasse van afkom nie, verskillende tale praat, verskillende rasse is, wat se verskille daar ook al mag wees nie. Die kerk word saamgebind oor al hierdie grense heen. Ons is 'n saamgebinde familie wat baie verskeidenheid het, maar ons is een familie en ons het een hemelse Pa. En ek dink dis hoekom dit belangrik is vir ons om te onthou dat iets soos rasisme 'n gruwel is in God se oë. Dis iets wat ons nooit in die kerk kan toelaat nie. In Openbaring sien ons hierdie glorieryke prentjie van hoe hierdie ewige familie van God aan die einde van tyd as Jesus terugkom voor hom staan en hoe hierdie familie staan en gesamentlik God se naam groot maak en hulle is van alle kleure, hulle is van alle tale, hulle is van alle kulture en
en ons almal staan voor dieselfde God. Dit is juis in ons liefde vir mekaar ten spyte van ons verskille, wat die wêreld weet dat hierdie iets bonatuurlik is. Dis die bewys vir die wêreld dat ons werklik kinders van God is. Dis wat Jesus gesê het in Johannes 13. Hy het gesê, dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, deur julle liefde vir mekaar. So die nommer 1 bewys vir die wêreld dat ons aan Jesus behoort, is uit ons liefde vir mekaar. En hierdie liefde vloei uit God se liefde vir ons. God die Vader se familieliefde vir ons. En hierdie familieliefde wat ons tussen mekaar uitleef, is die teken en die rigtingwyser vir die wêreld. Dis die manier hoe ons vir die wêreld na Jesus toe en na die evangelie toe wys. Vriende, dit bring my by die tweede prentjie van die kerk. Julle kyk saam met my, die kerk as tempel. Ek wil hê julle moet saam met my kyk na hierdie gedeelte in 1 Korintiërs op die skerm. 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Paulus sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen. Want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Die kerk en nie die gebou nie, die mense gesamentlik is die tempel van God. Petrus beskryf gelowiges as die boustene. Elke gelowige is 'n bousteen. Gesamentlik, as ons bymekaar is, bou ons die tempel van God. En dieselfde Gees van God wat in die Ou Testament in die tempel in Jerusalem, sy teenwoordigheid was in die allerheiligste opgesluit, en die hoëpriester kon 1 keer 'n jaar in daai teenwoordigheid van God kom, en net met die bloed van baie offers kon hy in daai teenwoordigheid inkom. En wat God se woord vir ons hierso sê, is dat nou leef God daai selfde teenwoordigheid in sy mense, tussen sy mense, soos hulle bymekaar kom. Mense sê dikwels, en ek het dit seker ook al gesê ergens, dat mense ervaar God die beste as ek in die natuur is, as ek buite is. En daar is definitief iets te sê daarvoor, as jy buite in die natuur is en jy sien die grootsheid en die majesteit van wat God geskep het, dat jy onder die diep indruk kom van sy krag en sy glorie. Maar vriende, ek dink wat die woord vir ons leer, is dat as jy werklik in sy teenwoordigheid wil inkom, as jy werklik hom as persoon wil ervaar, dan moet jy kom en tussen sy mense lewe. Dit is die plek waar ons God se teenwoordigheid werklik ervaar. Soos die lewens van die Israeliete opgestel was rondom hierdie tempel en die tempelaanbidding, dit was die plek waar hulle saam bymekaar gekom het om God te dien, om hom te verheerlik en om sy goedheid gesamentlik te vier en te geniet. So is die bymekaar gekomde kerk, soos ons vanoggend hier bymekaar is. Nou die plek waar daai tempel van God teenwoordig is, waar sy teenwoordigheid is en waar ons dit kan geniet en waar ons dit kan ervaar. So, begeer jy God se teenwoordigheid? Jy begeerte om meer van hom te ervaar. Dan wil ek vir julle sê, maak seker jy hou jouself tussen God se mense, tussen die mense wat die kerk is. Nie nou en dan nie, maar maak dit deel van jou gereelde ritmes van jou lewe. Vriende, ons ontneem onsself as ons nie gereeld inskakel en gesamentlik bymekaar kom as die mense van God nie. Ons ontneem onsself van God se teenwoordigheid, maar meer as dit, ons ontneem ook die wêreld van die geleentheid om iets te ervaar van wie God is. Dis deur die wêreld se aanraking met God se mense en sy kerk, dat hulle iets ervaar van wie God is. 2 Korintiërs 2 sê dit so. Dit sê dat die kerk versprei die aroma van die kennis van die goeie nuus van Jesus in hierdie wêreld. Maar daar's nog 'n ander element van die tempel wat ek net wil hê ons moet na kyk.
Die een ding wat jy aan dink as jy aan tempel dink, is jy dink aan offergawes. Dit was die plek gewees wat sentraal tot die aanbidding van die tempel was, is dat daar moes offers gebring word na hierdie tempel toe. Dit was die daaglikse ritueel van die tempel, offers. Nou, dank die Here dat ons nie meer versoeningsoffers hoef te bring, soos ons by mekaar kom as 'n kerk nie. Ons het klaar die perfekte lam gehad, die versoeningsoffer, die lam van God is reeds eens vir altyd, vir my en jou sondes opgeoffer. En ons het geen meer versoeningsoffer nodig, soos ons by mekaar kom as die tempel van God nie. Maar beteken dit ons bring geen offers vir God nie? Nee, die woord leer ons dat ons bring nog steeds offers as sy mense so by mekaar. Ons bring geestelike offers. Paulus beskryf dit so in Romeine 12. Hy sê, om ons liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewendig en heilig is en vir God aanneemlik is. Met ander woorde, die kerk is 'n gemeenskap wat nou ons lewens bring as daai offers. Is 'n daaglikse offer nog steeds, maar ons doen dit as 'n gemeenskaplike offer van dankbaarheid, van blydskap, en ons doen dit as 'n toewydingsoffer van ons lewens. Met ander woorde, ons lewe vir God. Alles wat ons dink, sê en doen, gaan oor hom. En op die einde van die dag is dit nie maar wat ware liefde is nie. Ware liefde sê dat ons het God lief met ons hele hart, met ons hele verstand en al ons krag. En dit is die daaglikse offer van die kerk, die tempel. Vriende, dit bring my by die derde beeld wat die kerk beskryf. En julle kan saam met my kyk, dit is die beeld van 'n liggaam. Die kerk as 'n liggaam. Nou, dis 'n praktiese beeld, want ons almal het 'n liggaam, so ons almal weet hoe 'n liggaam werk en wat dit nodig het. En die een ding wat ons sal saamstem is dat 'n liggaam het baie dele, maar hy is een liggaam. En al hierdie dele het die ander dele van die liggaam nodig. Die ledemate werk saam tot opbou en tot gesonde funksie van die liggaam. En elke ledemaat het sy eie rol en sy eie bydrae wat hy bring tot die werking van hierdie liggaam. En net so is ons as 'n kerk, as die mense wat so by mekaar kom, is ons 'n saamgebringde mense wat aan mekaar verbind is, en ons is ook afhanklik van mekaar, of ons dit besef of nie. Paulus sê in 1 Korintiërs, hy sê, al is ons baie individue, is ons een liggaam. En net soos elke ledemaat 'n bydrae maak tot die liggaam se funksie, is ons verskille en die manier hoe ons in ons verskille aan mekaar verbind is, nie 'n bedreiging nie, maar dit is wat ons 'n goeie liggaam maak. In die kerk is daar geen plek vir iets soos kompetisie of vir jaloesie of gunstelinge nie, want ons het mekaar nodig. Die voet sê nie vir die hand, ek het jou nie nodig nie. Die oog sê nie vir die oor, jy is nie so belangrik nie. Sien, ons verskille is juis wat die liggaam nodig het om reg te werk. Dis 'n seën wat ons veronderstel is om te verwelkom in die kerk. En in Jesus word hierdie verskillende gawes wat elkeen van ons bring, saamgevoeg en by mekaar gebring en opgebou om mekaar te versterk. En miskien net om te noem op 'n praktiese manier, die van julle wat vroeg genoeg hier sou was al vanoggend, sou iets daarvan ervaar het. As jy vroeg genoeg hier was, dan sou jy gesien het, daar is spanne wat hier by mekaar kom, om die saal reg te kry, om die stoele by mekaar te kry, om dit reg te pak. Daar's ander spanne wat buite besig is om koffie te brou, en eetgoed te bring, sodat ons saam die gasvryheid van God se mense kan geniet. As ander ouens wat vroeg al hierso is om die sang en die projektor en die klank reg te kry, sodat ons die lofprysing saam kan geniet. Daar's ander van ons hierso wat nie nou hier kan wees nie, want hulle is bo besig om vir die kinders lessies aan te bied in die ligpunt klassies of by die kadette, by die jong amper tieners. En dan sal mense wat in die week ligpunt gesinne lei, en daar's ouens wat op Vrydae aande ons
tienerbediening, ligmag fasiliteer. En so sien ons 'n klein prentjie van hoe die kerk as 'n liggaam funksioneer en mekaar saam opbou en versterk. Almal op hulle unieke manier met die gawes en die roeping wat God hulle gegee het. En so dra ons by. Nou ons verbruikerskultuur sê vir ons, kerk is 'n plek om te kry. Ons kom hiernatoe om geestelike kos te kry en daar is waarheid daarin, maar vriende, ek wil vir julle sê, die realiteit is kerk is 'n plek om te gee. En die ironie is dat soos jy gee, soos jy betrokke is, kom jy agter, kry jy soveel meer terug. Die Bybel ken nie iets soos 'n privaat Christendom nie. My geloof is my saak nie. Ons is almal deel van dieselfde liggaam, ons het mekaar nodig. 'n Hand of 'n oor of 'n neus kan nie op sy eie iets doen nie. Dit is net soos daai liggaamsdele saam is, saamwerk, saam verbind is, dat hierdie liggaam kan funksioneer soos hy bedoel is om te funksioneer. En vriende, die laaste ding om te onthou oor hierdie liggaam is dat hierdie liggaam kan ook net werk as hy 'n kop het. Een hoof. En daai hoof is Jesus. Hy is die een wat die instruksie gee vir hierdie liggaam en hoe hy moet funksioneer. Elke begeerte van elke deel van hierdie liggaam is onderdanig aan die hoof, aan die wil van Jesus. Kyk saam met my, hoe sê Paulus dit daar in Efesiërs 4, wat ons vroeër gelees het. Hy sê, hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus, saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel, afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. En soos die liggaam dit doen, soos die liggaam mekaar in liefde opbou, is dit 'n fisiese verteenwoordiging van Jesus in hierdie wêreld. Dis sy liggaam in hierdie wêreld, wat 'n getuienis is van wie hy is, en wat vir hierdie wêreld 'n rigtingwyser is van die evangelie en van wie God is. Ek vind dit bring my by die laaste beeld wat ons gaan kyk na vanoggend. Kyk saam met my. Die kerk as bruid. Nou almal van ons weet dat enige goeie kindersprokie eindig na almal deur baie swaar kry en moeilikheid gegaan het. Op die einde van die dag moet dit opeindig by 'n troue. Die prins en die prinses kom by mekaar and they lived happily ever after. Daar's iets in die mensdom se hart wat resoneer met daai storie, nê. Daar's iets in ons harte wat voel ons het so einde nodig tot hierdie storie. Met al die gebrokenheid, met al die hartseer, het ons daai einde nodig. En die goeie nuus is, vriende, dat dit is presies die einde wat die kerk op pad is na. Die kerk word beskryf as die bruid wat wag vir die bruilofsfees. En God die Vader wat sy seun, die kroonprins, gaan in die eg bring met hierdie bruid. Die bruid wat hy gekoop het ten duurste. Vriende, ons, die kerk, gaan getroud wees met Jesus vir alle ewigheid. En ons gaan happily ever after lewe saam met hom. Nou die van julle wat al 'n bruid was, of die van julle wat al 'n familielid van 'n bruid was, of 'n vriendin van 'n bruid was, of 'n vriend van 'n bruid was, sal weet dat daar's niks wat staan tussen 'n bruid en regmaak vir daai huweliksdag nie. Geen moeite is te veel nie. Daar's niks wat te moeilik is nie. Alles word ingespan om haarself reg te kry vir haar dag. Daar's proeflopies, daar's toetslopies, hulle pas rokke aan, hulle spandeer so baie tyd daaraan, want die bruid is in die besigheid om haarself reg te kry vir die bruilofsdag. Vriende, in die kerk wil ek vir julle sê, is in die besigheid om homself reg te kry vir die bruilofsdag. Daar's geen moeite, geen toewyding, geen regmaak wat te veel behoort te wees vir ons om vir daai dag voor te berei nie. Dit beteken dat die bruid van Jesus moet gekenmerk word deur heiligheid,
die reinheid, soos sy haarself voorberei. Ons as God se mense kan nie bekostig om met sonde rond te speel nie. Wat 'n bruid gaan voor die bruilofsfees gou bietjie in die modder rondspeel, soos sy op pad is na daai bruilofsfees toe nie. Dit maak net nie sin nie. Ons maak reg met dade wat pas by 'n bruid wat op pad is na 'n bruilofsfees. Vriende, in hierdie regmaakproses is 'n gemeenskapsprojek. Ons doen dit gesamentlik as 'n bymekaar gebringde kerk. Dis hoe ons mekaar versterk in ons daaglikse geveg teen sonde en ons strewe vir heiligheid. Ons doen dit gesamentlik. Hoor hoe sê die skrywer van Hebreërs dit. Hy sê, laat ons, die kerk, ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig. Hoekom? Soveel te meer soos julle die dag sien nader kom. Die bruilofsfees is op pad. Jy kan net aangespoor word tot liefde en goeie dade as jy saamkom, as jy by mekaar is as God se mense en gesamentlik berei ons voor vir hierdie ewige, glorieryke bestemming waartoe ons op pad is. Ek wil hê julle moet saam met my kyk na waarheen ons mik as 'n kerk. Hierdie prentjie in Openbaring 19 waar ons 'n idee kry van hoe daai bruilofsfees gaan wees. Lees saam met my daar in Openbaring 19. En ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare en soos die klank van baie waters en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep: Halleluja! Die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blink klere van suiwer, fyn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Ligpunt, kan ek ons vra, is ons besig om gereed te maak vir daai dag? Sien, ek dink ons gaan so dikwels lukraak voort met ons verhouding met die kerk. Ons lewe dikwels asof ons besluit en ons bepaal op watter terme ons met die kerk in verhouding gaan tree. Asof die manier hoe ons voel oor die kerk die bepalende faktor is in hoe ons optree teenoor die kerk. Maar vriende, ek dink nie ons besef mooi hoe God kyk na die kerk nie. As hy kyk na die kerk, kyk hy op 'n heeltemal radikale ander manier na die kerk. Sien, die kerk is die plek waar God sy hart opgesit het. Die kerk is die plek waar hy sy liefde, sy standvastige, getroue, onveranderde liefde opgewend het. Hy het ons gekoop met sy kosbare bloed om syne te wees. Ons is, sê die woord vir ons, die appel van sy oog. Nou die appel van jou oog is daai sensitiefste deel van jou liggaam. As enige iets daai ding tref, dan is jou hele liggaam 'n reaksie. Ons is daai ding vir God. Ons is die appel van sy oog. As iets die kerk raak, dan raak dit God op die sensitiefste plek. Die woord sê vir ons is die mense wat gegraveer is op God se hand. Ons is permanent ingegraveer in wie hy is en wat hy vir ons kom doen het. Vriende, en die woord sê vir ons ook, God verheug homself oor ons, soos 'n bruidegom homself oor 'n bruid verheug. Vriende, en ek dink dis die verrassende, vreugdevolle, glorieryke waarheid oor die kerk. God het sy hart en sy liefde op ons gesit. Hy het nie net dit gedoen deur ons te red van die oordeel van sonde nie. Hy het dit nie net gedoen deur ons aan te neem en sy kinders te maak nie. Hy het dit nie net gedoen deur ons af te sonder as sy heilige mense nie, maar hy het gekom en homself kom verbind aan ons in 'n ewige liefdesverhouding.
'n verhouding waar hy ons gaan geniet en gaan lief hê as sy kosbare skat vir alle ewigheid. Dus vriende, so ek wil vir ons afsluit met die vraag, waar staan ek en jy met die kerk? Jy weet waar jou hart is teenoor God en teenoor sy mense. Maar ek wil vir julle sê, daar is nie 'n belangriker, meer fundamentele, meer bepalende identiteit in jou lewe as om deel te wees van die kerk van Jesus Christus nie. Kerk is nie 'n stokperdjie wat ons aan die kantlyn doen nie. Dit is wat ons ewige identiteit bepaal en definieer. Ligpunt en my gebed vir die kerk, my gebed vir myself en vir ons almal is dat ons 'n kerk sal wees wat werklik kerk is. 'n Kerk sal wees wat 'n saamgebinde mense is met oorvloedige dankbaarheid en blydskap vir wat hy vir ons gedoen het. Soos ons lewe vir God, as sy kinders, as sy heilige tempel, as sy bruid, en soos ons lewe vir mekaar, as broers en susters, as 'n liggaam wat mekaar liefhet en opbou en versterk en bemoedig, soos ons wag vir die bruilofsfees van die Lam. En dat ons ook 'n mense sal wees wat sal lewe vir die wêreld, soos ons die evangelie proklameer, maar dit ook demonstreer deur lewens wat lewende offers is, wat 'n aroma afgee van die goeie nuus van Jesus. Vriende, laat ek vir ons afsluit met 'n gebed en vra dat die Here dit werklik so sal aanhou doen in ons midde hier by Ligpunt. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om op 'n klein manier te kan inkyk in hierdie groot waarheid, op 'n manier hierdie skatbare insig om te verstaan wie die kerk is en om te verstaan hoe u voel oor u kerk. Here, dankie dat die kerk die plek is waar ons die genade van Jesus ervaar, dat die kerk die plek is waar ons die liefde van God ervaar, dat die kerk is die plek is waar ons die gemeenskap van die Heilige Gees het onder mekaar, en dat die kerk die plek is waar ons die liefde in praktyk kan sien en kan ervaar soos ons dit teenoor mekaar uitlewe. Here, wat 'n groot glorieryke ding om voor uit te sien. Ons bid en vra dat u ons sal help om nie net daarna uit te sien nie, maar om daarvoor te lewe in die daaglikse manier hoe ons offers bring na u as u mense, maar Here ook hoe ons onsself verbind, betrokke hou, anker in hierdie glorieryke waarheid van die kerk van Jesus Christus. O Here Jesus, ons sien uit na die dag wat u terugkom, ons sien uit na die bruilofsfees. Maak ons 'n getroue kerk wat wandel aan die hand van hierdie waarheid, tot eer en tot verheerliking van die groot en waardige naam van ons koning Jesus. Amen.